O ek prys hom, ja ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed maak ons van sonde. O ek prys hom, ja ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed maak ons van sonde. O ek prys hom, ja ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed maak ons van sonde. Ja, o ek prys hom, ja ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Halleluja, o ek prys hom, ja ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. O ek prys hom, ja ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Halleluja, o ek prys hom, ja ek prys hom, prys God lam geslag vir my. Gee hom Here al die volke, want sy bloed maak ons van sonde vry. Yes, halleluja, prys die Here, amen. Halleluja, Vader, onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. So baie, baie dankie sê dat ons kan u loof, ons kan u prys, en ons kan aan die Vader ook die eer bring. Halleluja, deur Christus Jesus. Baie, baie dankie Here Jesus, dat u die een is wat waarlik tussen ons en die Vader is. Dankie dat u die middelaar is. Dankie Here, dat u die een is wat versoening doen. Ja, Here, ons wil net u loof en prys vir al hierdie wonderlike dinge wat u vir ons is. U tree in ook vir ons en ons prys u dat ons in hierdie dag met alles na u toe kan kom en dat u die Heilige Gees aan ons gee wat ons ook leer en lei in die hele waarheid. Dit is wonderlik om te weet dat ons die Here Jesus kan ken met hierdie wete. Halleluja. Wanneer ons hom ken, dan word ons ook deur hom geken. Baie, baie dankie dat ons dan kan wandel in die voetspore, sodat ons waarlik volgelinge kan wees. Ons self verloon het, ons kruis opneem en u gevolg het. Laat ons daarby bly in die voetspore, Here, want dit is die enigste weg tot die ewige lewe. Verheerlik dan u groot naam in hierdie oomblik en baie, baie dankie dat ons weer rondom die woord kan vergader. Eer dat u woord bly lewend. Die Gees maak dit lewend, al is die letter dood, die Gees maak dit lewend vir hulle wat Gees gevul is, vir hulle wat wedergebore is, word dit lewend. En Here, dis waarom Dawid ook gevra het, maak my lewend na u woord. Halleluja. Dit is so wonderlik, Here, dat ons kan lewe na u woord. Prys u wonderlike naam en ons vra dat in hierdie oomblikke elke oor stryk sal wees met die bloed van Jesus Christus, sodat hulle die waarheid van die woord van die Here alleen in hulle binneste
kan ontvang. En laat die skrif wat sê, laat hom wat 'n oor het hoor, wat die Gees aan die gemeente sê, vir elke ene so sal wees, laat hulle waarlik sal hoor wat die Gees sê, want die Gees getuig aangaande die Here Jesus. Hy getuig aangaande al die woorde wat die Here gespreek het, en daarvoor dank ons die Here Jesus, dat die Heilige Gees ook ons deel geword het. Ons prys hom daarvoor. Laat u woord geseënd wees, tot verheerliking van die naam in elkeen se lewe, en ons prys u ook daarvoor. Amen en amen. En ons dank die Here dat ons so saam kan wees. Ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons is dankbaar teenoor die Here dat ons 'n voorreg het om hierdie evangelie van vrede te kan verkondig oor Joy Gospel Radio, en ons by die seën van die Here af op pastoor Darry en sy vrou Christel wat besig is met hierdie radiostasie. En ons eer die Here dat die Here ook vir hulle sal voorsien en sal deurdra. Halleluja. Ek is pastoor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind, en dit bly maar net dieselfde. Wat ek elke keer sê, Pinksterkind, Pinksterwaarheid, Heilige Gees. Dis die evangelie wat ons het. Die evangelie word gedryf deur die Heilige Gees. Halleluja. En dit is waarom ek lief is vir Pinkster en dat ek deel is van 'n Pinkstervolk, nie van 'n Pinksterkerk nie, van 'n Pinkstervolk, want dit is 'n groot verskil. Nou ons het die afgelope tyd baie gepraat oor die wapenrusting en praat van die innerlike man, die nuwe mens, hierdie nuwe skepsel wat geskape is in Christus, wat hy in Efesiërs verklaar. En ons het die woord van die Here gehoor wat vir ons sê dat ons moet ons bekleed met die wapenrusting. Maar dis nie my uiterlike nie. Dis my innerlike wat bekleed word met die wapenrusting. Dit wees die nuwe mens, die innerlike man en hierdie skepsel maaksel wat God gemaak het in sy seun. Halleluja. En omdat ons dan hierdie nuwe mens is, het ons ook gesê dat ons worstelstryd is teen die owerhede, die magte in die lig, want die owerhede en die magte in die lig ensovoorts beïnvloed die vleeslike mens. En die oomblik as al hierdie magte die vleeslike mens beïnvloed, dan is daar 'n worstelstryd tussen die gees en die vlees. Dit meen worstelstryd tussen die innerlike man en die uiterlike man. Die mens van die vlees en die mens van die gees. Halleluja. Dis een mens, want die dop lyk net soos die innerlike. Die innerlike lyk net soos die uiterlike. Maar ongelukkig kry ons die woord sê dit ook, eerste Adam, dis die vleeslike. Die tweede Adam is die lewendmakende gees, eintlik die laaste Adam. Jesus is die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. So die eerste een is die vleeslike en die tweede een is die lewendmakende een. Maar almal hierdie twee bly in een liggaam. Halleluja. Dankie, want dit is waarom ons in die woord kry die werke van die vlees en dan kry ons die werke van die gees. Halleluja. Die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik hoerery ensovoorts, dit is al die sonde, en dan kry ons die werke van die gees, en die werke daarvan is geregtigheid in sy volheid. En hierdie twee staan teenoor mekaar. En dis ons worstelstryd wat ons het. Halleluja. Jakob het met die Here geworstel om deur die Here geseën te word. Halleluja. Hy was nog nie 'n nuwe mens nie. Maar hy as persoon, vlees, het met die Here geworstel om geseën te word. En die Here het dit gedoen. Maar wanneer ons aan kyk
dat selfs in Dawid se lewe, Jakob se lewe, na die foute wat hy gemaak het. En dit is hier waar die probleem vandaan kom. Wanneer hulle fout gemaak het, het hulle berou gehad. Want waarom? Want die nuwe mens wat in Jakob hulle is, hy's eintlik verskuil. Dis die siel wat vernuwe word die dag as die Here jou red. En dan word die siel, die innerlike man, die nuwe mens. En nou moet hy staan teenoor die ou mens. En dis wat met Jakob ook gebeur het. Die ou mens, die ou vlees, het seën gevra. En hy het 'n worsteling met die Here gehad. Want hy het net gesê, kan die Here nie los nie, voordat die Here hom nie geseën het nie. En omdat hy vasgehou het, dit was 'n worsteling gewees. Prys die Here. En wat baie belangrik is, wat ek alreeds genoem het, daar is geen oorlog tussen my vleeslike en my geestelike. Dis 'n worstelstryd. Halleluja. Ek kan nie oorlog teen myself voer nie. Kan ek dit weet nie? Ek kan nie oorlog teen myself voer nie. En hierdie geestelike oorlogvoering is nie dit wat hulle sê, dit is geestelike oorlog voer teen magte, teen al. Ek wil net vir u sê, al die magte, duisternis ensovoorts, word deur mense geopenbaar. En as jy geestelike oorlog voer teen al hierdie magte, dan voer jy eintlik oorlog teenoor mense. En dit werk nie. Ons het 'n worstelstryd met ander, net soos wat ons 'n worstelstryd met onsself en in onsself het. Nou kom die woord van die Here, en hy sê in Jakobus hierdie mooi woorde, ek wil dit graag vir u lees. Halleluja, want dit is kosbaar. Prys die Here. En terwyl ons daarna blaai, onthou dit wat ek altyd gesê het, en dit is dat die innerlike man, halleluja, wat stryd voer teen die uiterlike, daai innerlike man het die wapenrusting aan. En elke deel van die wapenrusting is lig. Of dit geloof is, of dit regtigheid is, of dit die waarheid is, of dit die helm van verlossing in, die swaard van die gees, die skild van die geloof, die skoene aan die voete vir die evangelie van vrede. Dit is alles lig. Dit is waarom hy sê ons moet die wapens van lig opneem. Elke deel van die wapenrusting is lig. En dit is in die innerlike man. Maar hierdie lig moet in ons skyn, sodat ander mense dit kan sien. Prys die Here. Dis nie my mond wat die lig laat skyn nie. Dis hierdie dele van die wapenrusting wat lig laat skyn, sodat die mense kan sien wat die Here ons dien. Maar ek wil in Jakobus 4 lees, hy sê, waarvandaan kom oorlog? En vegterye onder julle. Is dit nie interessant? Waarvandaan hierdie geestelike oorlogvoering? Waarvandaan kom dit? Ek weet, en hierdie gevegtery onder ons. Nou, as ek met iemand verskil oor die woord, dis nie 'n geveg nie. Halleluja. Ons het reg om oor die woord te verskil. Ek het reg om rekenskap te eis van wat die volgende persoon te glo, en hy het reg om van my rekenskap te eis soos wat ek dit glo. Halleluja, want as ons nie met mekaar kan praat daaroor nie, ek weet, hoe sal ons ooit met die volle waarheid uitkom? Maar dis nie waarvan die mense hou nie. Hy's reg klaar oor en uit, en hy luister nie na volgende een nie. Maak nie saak hoe verkeerd hy is. Nou, maar daar is oorloë en gevegte, en dit het baie duidelik geword. Selfs jou binnekamer noem hulle jou war room. Dit meen jou oorlogskamer. Die Here weet, as ek in gemeenskap met die Here wil gaan, nou afsondering in my binnekamer, en nou moet dit 'n oorlogsone word. Waar kom dit vandaan? Die duiwel het gesien met die geestelike oorlogvoering, hy kan die kinders van die Here se binnekamer
waar hulle in gemeenskap met die Here is, hulle kan daai binnekamer omskep deur en dit 'n war room te noem. Die Here, ek wil dit sommer uitdruk, die Here het nie tyd vir jou in jou binnekamer as jy wil geestelike oorlogvoering voer nie. Hy het nie vir jou tyd nie. Halleluja. Maar die mense glo, dis wonderlik. Iemand kom net met 'n idee en dan glo hulle, dis die woord van God, terwyl dit 'n uitleg van 'n menslike uitleg van die wysheid van die vreeslike woorde. Maar kom ons gaan verder. Kom hulle nie daarvan van julle liste wat in julle lede stryd voer. Dit is nie interessant. Julle liste wat in julle lede stryd voer nie. Halleluja. Die welliste. Wat was Eva se stryd? Lus. Wellus. Begeerte. En sy val vir dit. Halleluja. Nou kry iemand, hy het 'n begeerte, hy het eintlik 'n wellus daarna om geestelike oorlogvoering, ek meen te versprei, want dan is hy belangrik, en dit gaan sy hom streel in sy ego. En weet jy wat alles? Is alles wellus te begeerte om iets te wees. Om hierdie tussenganger te wees. Wat die waarheid verraai, sodat die waarheid en die leuen by mekaar kan uitkom, sodat die duisternis en die lig gemeenskap kan hê. En ek wil vandag vir u sê, daar's duisende van hulle op Facebook. Wat sê? Julle begeer en julle het nie. Hulle begeer sodat hulle geestelike oorlogvoering doen om hulle begeertes te vervul. Geestelike oorlogvoering deur teen die munisipaliteite, omdat daai mense die geldsaake nie reg hanteer nie, omdat hulle nie werk doen. Dis nou geestelike oorlogvoering. Dis die mense begeerte. Hy het nie lus om sonder water te sit nie. Hy het nie lus om sonder krag te sit nie. Hy het nie lus om in 'n vyf dorp te woon nie. Hy het nie lus daarvoor nie. Want sy wellus te dryf hom om iets te doen, en dan kom hulle uit met geestelike oorlogvoering. Dit is waarvan vegtery vandaan kom. Dit is waarvan oorlog vandaan kom. En nou gaan hy verder. Hy sê, julle veg, julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is nawywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Want ons binnekamer het 'n war room geword. Nou het ons opgehou bid. Ons het nou geestelike oorlogvoering daar in die binnekamer. En die Here is nie daar nie. En ons kry niks nie. Ons gebede word nie geantwoord nie. Ensovoorts. Dit gaan net al slegter in ons land. Waarom? Hoe meer geestelike oorlogvoering versprei word, hoe slegter gaan dit in die land. Want hulle bid nie meer nie. Net oorlog voer. Wat is hierdie goede wat hulle blaas? Ramshorings en weet jy wat alles nie. Staan hulle op die hoeke van die straat uit in hulle tuine, dan blaas hulle die ramshoring vir wat? Wie gaan skrik? Die duiwel. Wanneer jy die ramshoring blaas, dan sê die duiwel sê, nee, ek is bewus van hom, dis hy wat dit doen. Dit beteken niks. Die Here het ons toegerus met 'n wapenrusting in die gees vir die nuwe skepsel. Kom ons gaan verder. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Om dit in julle welliste deur te bring. Hy sê egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vyandskap van dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte te vergeef sê, met jaloesheid begeer die gees wat in
ons woon. Halleluja. Die Heilige Gees is eintlik jaloers op ons. Hy woon in ons. Hoekom is hy jaloers? Waarom is daar jaloesheid? Halleluja. Want hy wil nie hê, dis die jaloesheid, dat ons met volgens die vlees wellust en oorlog en vegtery en weet nie wat alles, ons moet nie daar volgens lewe nie. Hy met jaloesheid begeer hy dat ons in ons binnekamer ons verootmoedig gemeenskap met die Here te hê. Nie om daar 'n gevegtery aan te sit nie. Hy begeer teen die vlees. En dit is waar die worstelstryd, wat selfs die Gees van die Here is jaloers oor ons. Want hy wil nie hê dat ons moet na die vlees wandel nie. Vleeslik optree nie. Ons moet na die Gees wandel. In die Gees wandel. Halleluja. Dis die worstelstryd. En ons sit tussen die vlees en die Gees. Hierdie innerlike man. Die een aan wie jy toegee. Hy is die een wat op die einde van die dag vir ons die uitkomste gee. As jy toegee aan die vlees, dan verval jy in nog groter ellende. Praat van in die Gees. Nou gaan hy verder en hy sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Die hoogmoediges, ons sien hulle vandag, geestelike oorlogvoering. Ons sal dinge uitspreek oor mense, dit sal gebeur, en ons dit, en ons dit, en ons dit, ons moet iets uitspreek asof dit, wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Halleluja. En aan die ander kant, dan kom hulle sê, ja, as jy 'n pyn het, dan moet jy vir die pyn, dan moet jy kan sê, ek het nie 'n pyn nie, ek het nie 'n pyn nie. Die ander kant sê hulle, nee, halleluja. Dit wat nie bestaan nie, roep dit asof dit bestaan. Nou kan ek nie bestaan nie. Ja. Wanneer jy pyn het, dan sê hulle, sê jy het nie 'n pyn nie. Dit meen as jou duim afgekap word, sê, ag nee, my duim is nie af nie, my duim is nie af nie, my duim is nie af nie. En so sal jy gesond word. Dit meen nou roep jy iets wat nie bestaan nie. Halleluja. Goeie raad gee, as jy kop seer het, gaan druk 'n disprin kry klaar. Halleluja. Prys die Here. Ek wil net gou verder gaan. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Halleluja. Die laaste gedeelte is vir my baie mooi. Hy sê, Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra. Versoeking bring 'n worstelstryd in jou. Hy sê, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Ons sê nie, ek word deur God versoek nie. Ons sê, hoekom laat die Here dit toe? Dis net so goed. Ons sê dat die Here versoek ons. Hy sê, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, waar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Halleluja. So, wie bring die dood na my toe? My eie welluste en begeertes. En die lustigheid van die vyand, want hy weet om God se woord te verdraai, sodat jy die leuen moet glo. En dis waarom die wapenrusting daar is. Sodat my lendene met die waarheid omgord word, ek wil dit weer sê. Net
die waarheid van God se woord kan, halleluja, die wapenuitrusting wat ek aan het, aktiveer tot vryheid. Net die waarheid, daar is niks anders. Die bloed het sy werk, en die waarheid het selfs deur die bloed gekom, dit sê God se woord. Maar wanneer dit kom by die waarheid, net die waarheid kan jou wapenrusting aktiveer tot vryheid. As jy wil vry wees van al die goed wat ons vanmôre gelees het, bly by die waarheid. Moenie oorlog voer nie. Halleluja. Jy het 'n worstelstryd, want die vlees soek nie die waarheid nie, maar jou innerlike man soek die waarheid. Halleluja. En hierdie twee staan teenoor mekaar, die leuen en die waarheid. En ongelukkig, my liggaam, die vleeslike liggaam, en my innerlike mens, het met hierdie waarhede te doen. Daar's leuen en daar's waarheid. En nou is die worstelstryd daar, tussen die waarheid en die leuen, die uiterlike en die innerlike man. Prys die Here. Vader, ons wil baie, baie dankie sê, dat ons alles in Jesus naam kan vra. En dankie Here, dat u woord, deur die Heilige Gees, ons leer die hele waarheid, sodat ons waarlik vry kan wees. Want die waarheid maak vry. Baie, baie dankie, dat u ons toegerus het met 'n wapenrusting na die innerlike mens, sodat ons kan staande bly teen al die aanslae wat deur die vlees ons kant toe wil kom. Baie, baie dankie vir groot genade, en seën hierdie woord aan elkeen se hart. Vra dit in Jesus naam. Amen en amen.